Maar ek gaan vandag met julle 'n bietjie 'n paar goed net vanaf deurgesels. Dus, daar's iets wat my verskriklik belangrik is. OK. So hierdie gaan baie weird wees, maar jy gaat ons. Is julle ready? Ek kort 9 volunteers. Kyk, hier vir kom. Ja, Leander, ek kan sien jy het jou hand opgesteek, ek het net nie geweet nie. Johnny, jy, asseblief julle al twee kan so kom, as julle. My vrou sê kom, kan jy kom? OK. Jy kan kom. Kom hier. Kom. Nog mense? Kyk, as jy kyk. 2, 4, 6. Ek kort nog 7, ek kort nog 2, 8. OK. 1, 9. OK. So ek wil vir julle so duidelik. Die eerste plek is is gewoon. OK. Laat ek net die mikrofoon verander. Want hier, OK, gaat ons. Dit gaan beter wees. OK, so dis 9 persone. En ek wil begin deur hierdie gedeelte te begin deur om dit te sê. Is dat die vyand het 'n manier om by ons te kom steel en ons weet baie keer nie wat gebeur met ons nie. Ons vind onsself net in hierdie probleem. Was jy al daar gewees? Want as ek voel ongemaklik of ek voel nie goed genoeg nie of ek wil net wegbly van mense. Mense maak seer of jy van weet jy wat ek wil mense op afstand hou nie. Verstaan nie lekker hoe het jy uitgekom nie. En vanoggend wil ek iets met jou amazing reveal en ek glo hierdie ding is life changing en dan gaan ons terug woord toe en ons gaan dieper in woorde doen. Soos die eerste persoon, Shamaine, jy gaan heiliger as jy lot wees. OK. Sy loop in 'n plek van heiligheid en 'n plek van eer. OK? Soos daar's vryheid in Shamaine. Dan die tweede plek wat ons het, dan kom hy en die vyand wil ons altyd daai plek uitvat. En die tweede probleem, ek jammer dat jy 'n probleem is. Jas het niks gesê en ek moet sê. Go. Is die tweede probleem, die eerste ding wat met ons gebeur, wat ons uit die plek van vryheid en eer en heiligheid vat, die heel eerste ding wat gebeur, is vernedering. Is vernedering. Sodra jy verneder word, en of het is dat sonde jou op 'n plek van vernedering bring, of het is jou verlede wat jy in 'n plek van vernedering bring, of het armoede is wat jou in 'n plek van vernedering bring, of het is jy voel jy is intelligent genoeg wat jou in vernedering bring nie, is die eerste stap wat jou verwyder van 'n stap van eer en heiligheid af. Die vyand as jy kan bring op 'n plek van vernedering, direk beweeg jy uit die posisie uit van wat God jou geskaap het. Is julle by? Die tweede een. So baie keer sal mense letterlik doodmaak as gevolg van net so dat hulle nie verneder word nie. OK? Ons is hopelik nie daar nie. OK, dalk sou ons 'n Polsmoor president gewees het as daar was. Maar dis deel van dit, is dat jy op 'n plek is met my net nie verneder. Die tweede gedeelte is, en dis Jassie, dis vrees. En oor die algemeen werk hierdie ding, hy werk so af, soos wat gebeur het is, Shamaine is in eer en vryheid, dan gebeur vernedering, en dan vernedering is vrees dat ek nie verneder wil word nie. Ek wil nie op 'n plek kom waar ek verneder word nie, soos wat ek sal doen is, jy wil nie verneder word nie, soos daar's 'n vrees vir vernedering, daar's 'n vrees om mense, daar's 'n vrees, en dis baie keer wat ons dan net sê, ek is 'n kabbaie, los my net uit. Baie keer as mense sê, ek wil nie kerk toe gaan nie, want die mense van die kerk het my seer gemaak. Het jy dit gehoor? En daai kom presies uit wat uit? Vernedering het gelei na vrees toe. En jy moet jouself het volgende jou vra, jy gaan moet kyk, waar is jy, sodat jy weer kan terugkom by 'n plek van eer. Want die vyand sal jou verwoes en vertrap, as jy nie hierdie shift verstaan en change nie. Maak dit sin? Is hulle by? So die volgende een is blamering. Dis Johnny. OK, asseblief, staan vir ons. OK, sis, dis blamering. Hierdie blamering het die geleentheid gegee
in 'n kettingreaksie verander 'n bose gebeure. Hulle begin om mekaar die skuld te gee. En ons sien dit in die tuin van Eden. Dan sê o nee, maar dis sy skuld, want nou sê John, ja, as dit nie my maale was, het my so groot gemaak het nie. As dit is dat my vrou nie so met my praat en dink ek's niks werd nie. Maak dit sin? Boom, daar begin blame shifting. En moet my nie verkeerd verstaan, en dit meen nie dat mense nie partykeer jou regtig seer gemaak het nie. Maar wat jy verstaan is, sodra jy dink dis die persoon, is jy in die probleem. Is jy by? Sodra jy dink is die persoon, het jy 'n probleem. Dis ek wil van sê, ons geveg is teen elke persoon wat ons sien. Dis wat die Bybel sê, nee. Nee, wat sê hy? Ons geveg is teen bose magte en owerhede wat ons nie kan sien nie. Ons veg is nie teen vlees en bloed nie, sê die woord van die Here. Dis nie teen 'n mens nie. Soos nou kom ek op 'n plek en John blameer almal. Ja, my lewe is so sleg want my baas het my afgedank verniet. En voordat jy jouself kry is net hierdie siklus hou net aan. John is dan op 'n plek waar hy almal blameer. Hy lewe in vrees vir die dag van môre. En hy vrees bring op 'n plek van vernedering wat hy voel is nie goed genoeg nie sterk genoeg nie en dit steel van eer af. Is jy erbij? Volgende een. Nou kom ons op 'n plek van verwerping. Ek is verwerp. Nou belong ek nie meer nie. Ek hoort nie. En in die verwerping veroorsaak hierdie plek van eintlik is daar geen meer plek vir my nie. En wanneer ek op hierdie plek is ek op 'n groot probleem en dan sê ek soveel stappe eintlik af van wie om terug te kom by 'n plek van eer. Want nou sê verwerping, ek weier om te deel met daai persoon wat daai persoon het aan my gedoen. Dis nie ek wat sukkel met die mind shift om te oorkom nie. Nee, dis die persoon en nie die probleem nie. Dis nie die vyand wat my aanval nie, dis die persoon. Ek wil gewoon sê, mense wat jou verwoes het, 99% van hulle het nie eens geweet wat hulle gaan doen aan jou nie. Hulle het net geworry oor hulle self. Want dis wat mense doen. Surprise! En weet jy wat? Moet vir niemand vertel nie, maar ons doen dit ook. Maak dit sin? Kyk, so die volgende wat gebeur is, dit is 'n plek van verwerping. Jy moet nie sit nie, verwerping moet staan asseblief. Kyk. Dan, die volgende een is, dit bring verdeeldheid. Dit bring skeiding. Dit is 'n taal van veroordeling en verwerping is altyd verdeeldheid. Ek kan daai mense nie verdra nie. Ek kan nie, en dis daar waar ons kan sê, ons kan nooit ons vyande vergewe nie. Hoekom? Want as jy net blamering nie, daar's ook, wat? Verdeeldheid. My hart het op 'n plek gekom waar hy begin verhard word. En weet jy wat sê ek altyd vir mense? As jou hart verhard hy nie net vir jou werkskollegas nie. Hy verhard teenoor jou man, teenoor jou familie, teenoor jou kinders. Jy kan nie net 'n gedeelte van jou hart verhard, dit werk nie so nie. Alles is of hard of alles is sag. Maar is definitief nie gedeelte nie. En dis ons jy besef en almal soos, ek moet my hart verhard, want as ek nie verhard nie, trap mense weer oor my, want ek kan onthou, toe ek mense lief gehad het, wat het hulle aan my gedoen. Hoor julle dit? Hoor julle die verdeeldheid? Hoor julle hoe daai wortel geskiet het in ons lewe? En dit veroorsaak seer, pyn, verlies aan waardigheid. Dit meen ek is nie meer waardig nie. Soos dit kom steel nou nie net 'n gedeelte van jou hart nie, maar dit kom vat weg jou wese. Dat jy eintlik voel jy beteken niks meer nie. Is jy erbij? Soos hierdie
is, jammer, jy lyk nie soos pyn nie, maar ek sê maar net. OK, hier het ek te veel mense, het ek iets gemis. Ek verdeel dit, skus, jy is pyn, liefie. Serius is profeties, nee, ek sê dit. Ek sê dit, OK, soos hier kom weer die gedeelte. Waar hy sê praat van seer, pyn, verlies en verantwoordigheid. So op 'n plek kom sy dan waar sy voel, maar luister hier, daar is geen meer wat aan my nie, waarde aan my nie. En dit lei altyd na twee goed toe. Of woede, of depressie. Woede of depressie. Van hoekom het ek opstaan, my lewe is so sleg, kyk wat het blamering aan my gedoen, kyk hierdie seer, kyk na die pyn, ek word verwerp, ek word weggegooi, en die hele tyd val jy in hierdie siklus, en al op wie jy fokus, is jouself. Die grootste gedeelte, en ek, asseblief, daar is mense wat sukkel met kroniese depressie, en dis dalk 'n ander klas. Ek is nie besig om met jou te praat nie. Maar daar's so 'n vorm van depressie in vandag se tyd. As jy praat in die kerk overall, en die fokus is, want kyk wat het aan my gedoen. Die hele tyd is dit 'n inward focus van gebrokenheid. En dan kry jy op 'n plek, jammer, dis bloed van die Here, al gaan niks gebeur met jou nie. Maar waar sy in woede stap, in 'n plek van depressie stap. Oor die heeltyd kwaad is, dis omdat hierdie dinge nie uitgesorteer is in sy lewe nie. Soos jy sê nou van, dis daai is mislik. Nee, hy's nie mislik nie. Hy het ergens in sy lewe pyn en seer. Hy het ergens in sy lewe veroordeling. Hy het ergens in sy lewe blamering. Hy het ergens in sy lewe vrees, vernedering, en hy kan nie op 'n plek kom waar hy in die eer kom wat God hom gemaak het om te wees nie. Maak dit sin? En dis wat die Here ons verroep. En weet jy waar kan dit op eindig? Vertrou die Here sal nooit eindig nie, maar dit eindig baie keer op 'n plek van dood. Dat mense tot op 'n plek kom waar hulle eie lewe sal vat, want ek hoort nie meer nie. Van God het jou geskaap om vry te wees, om heilig te wees, in die volheid te loop, maar ek eindig op 'n plek van, Here, ek wens ek kan sterf. Of op 'n plek kom waar jy so moeg is vir die lewe, dat jy klaar is. En tot ons nie hierdie siklus verstaan nie, gaan jy nooit op die plek kom van eer nie. Weet jy wat is die amazing ding van hierdie? Dit maak nie saak waar in die siklus wat jy is nie, jy hoef nie terug te stap net stuk vir stuk vir stuk vir stuk nie. Jy moet net verstaan wie in God is, dan verdwyn hierdie gedeeltes in jou lewe. As jy verstaan jou posisie in God, dan verdwyn dit. Maar tot jy nie leer ken wat is jou posisie nie, sal jy altyd sit met hierdie probleme. Soos vandag. Baie dankie, kan ons al aangee. Soos tot ons nie verstaan, hierdie siklus raak sien nie, gaan ek en jy altyd die res van ons lewe mee seën. Jy moet verstaan, die eerste ding wat gebeur is, as jy op 'n plek kom en jy word verneder, weet, dis die eerste plan van Satan, om jou weg te vat uit die beeld van God uit. Is jy by? Tweede een is, wat is dit? Vrees, blamering, verwerping, verdeeldheid, pyn, sielpyn, pyn, dan die volgende een is woede en dood. As ons spelfout is hy se skuld, nie myne nie. So wat ek wil hê jy moet besef is dat die Here het jou geroep by hierdie gedeelte. Volgende wil ek juist met jou kom praat. Hoe kom ek daar uit? Hoe kom ek uit hierdie geveg uit? Hoe leer ek om te wen? As ek sê, weet jy wat, ek is so vasgevang in hierdie blamering. Ek leer dit altyd vir Aurel, en sê ek, Aurel, my kind,
As een wat jy moet besef, wenners oor die algemeen complain nie. Ek weet nie hoeveel keer jy dit al gesien het nie. As 'n ou verloor, my maat uit lang stories. Ek het my toon gestamp, en toe dit gelei na dit toe, en dit gelei na dit toe, en... Maar wenners doen dit nie. Hoekom? Want hulle verstaan wie hulle is, en dat hulle die vermoë het, om daar te kan bly. Is julle by? Soos die Here roep jou weer terug na eer toe en heiligheid. Want as jy op die plek van heiligheid is, dan kan jy op 'n plek wees van eer. Soos kom ons deel gou hierdie met julle. Julle is welkom na julle woord toe te blaai. Adrian, jy kan vir ons die skrifgedeelte asseblief opsit. Soos 1 Petrus 1 van vers 13 af. Kijk, as jy net, eintlik wil ek hier gevoor dit, wil ek gaan vra hy skrif lees. Soos daar's 'n skrif wat vir ons hierdie gedeelte sê, dan sê hy, ek gaan vers 15 net lees, dan gaan ek nou 13 toe vir oom tussen. Ek gaan net vers 15 lees, ons gaan hom nou weer lees. Soos vers 15 sê hierdie gedeelte, en hy roep ons terug na ons oorspronklike doel. Toe God die mens gemaak het, het hy gesê, ag ja, dis okay, is dit wat die Here gesê het? Nee, hy het alles gemaak het, hy gesê, dis goed, maar toe die mens maak, toe sê, dit is baie goed. Soos dis die oortreffende trap van goed. Okay? Nou, ek weet het is nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Okay? Ek weet het is nie, maar wat doen is, dis om te sê, luister, dit is nie net goed nie, dit is ongelooflik goed, dit is rarig goed. Wat het verander as ons na ons lewens kyk, en ons kyk na dit wat God geskaap het? Is omdat ons vergeet wie ons is, en ons probeer dit word, in plaas dat ons dit is. Ek gaan dit weer sê. In plaas dat jy iets probeer word, weet dit is wat jy is. Ek glo dis hoekom die Here, en dit is net random, maar dit kan ook cool wees vir party ons, is nie cool is nie, byt vas, ons gaan nou ver aangaan. So ons iets wat amazing is, en dit is, die Here gee drywe, sodat die mense dit kan wyn maak. En elke dryf is daar wyn. Hy moet net onsself bereid wees om die proses te verander. Is jy bereid om die vorm te verander? Selfs met jou, dit is, jy is die dryf en God wil van jou wyn maak. Hy gee ons koring en hy wil heel ons daarvan op brood maak. Hy verwag nie van iets anders uit niks uit wat jy moet vorm nie. Die potensiaal is reeds daar. Ons wil net toelaat dat God maak, daar's reeds wyn in die druiwe. Is julle by? Okay. Soos ek wil hê moet snap vandag, want dit gaan jou lewe change volgende. Hoor wat ek jou sê. As jy hierdie ding verstaan, gaan jy heeltemal anders te wees. Jy gaan anders te dink, maar ek moet vir jou sê, dit gaan nie eens môre gebeur nie. Later vandag gaan jy uitstap en vernedering gaan weer klop in jou deur. Jy gaan net nou jy uitstap en iets gaan gebeur en jy dink, verwerping. Baie van ons kinders sit nie. As jy alleen kind is dit maklik, want ek sê vir Arie is my soetste en my stoutste kind, want hy is my enigste kind. Maar as jy 'n paar het, dan voel jy, my sussie doen beter in akademie, soos ek is so oulik so sy nie. Boom, verwerping. So. Dit was die kleinste ding, dit was die kleinste, geringste ding, en outomaties is daarvan, wow, ek belang nie. Maar die Here roep vir ons, en hy verduidelik vir ons hier in vers 15, en hy sê iets so ongelooflik amazing vir ons. En dit klink so, as volg. Hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, so moet julle ook julle hele lewenswandel heilig word. En hoor wat sê hy? Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig.
Die woord is nie iets wat jy, as jy, nou sê ek vir jou, kan jy heilig wees? Dan sê nee, kan nie. Want die Bybel sê vir ons, niemand is heilig behalwe God nie. Maar as omdat jy nie verstaan dat God reeds in jou is, en dat jy eintlik die proses van drywe na wyn toe moet word nie, verstaan jy nie wie jy is nie. En wat jy toelaat is dat mense sal altyd hou in die vorm van drywe. Want mense is ook net 'n dryf, en hulle wil, weet jy wat se beste, as ek jou kan hou 'n dryf, dan voel ek okay as 'n dryf. Maar as jy wyn is, en ek is 'n dryf, dan voel ek minderwaardig. So mense sal jou altyd try aftrek, omdat hulle wil op daai vorm bly, want hulle is daar. En weet jy wat doen jy? Jy trap in die gat in elke dag van jou lewe. Stop het, dis al wat ek wil sê. Dankie, ons kan afsluit. Kyk, we gaan op vers 13. Soos hoor wat sê hy vir ons hier, en hier is 'n crazy konsep. Okay? Klink of ons almal gaan 'n kop aan dra as jy hierdie gedeelte lees. Daarom gord julle lende van julle verstand. So as jy kry 'n belt om jou kop, guys, almal moet, ons gaan, as jy uitstap, almal kry 'n headband, nee, ek check it, okay. So hoor dit gaan nie, okay, dan sê wees nigter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. So gaan weer vir lees, hy sê daarom omgord julle lende van julle verstand. Het ons 'n belt om ons kop? Nee. Soos wat sê hy vir ons? Kyk, net so 'n bietjie geskiedenis, is julle reg hiervoor? Kan ons 'n bietjie geskiedenis gaan? Wat bedoel hy? Daai tyd het hulle ambans sulke lang rokke gedra, okay? Soos weet jy wanneer het hulle gordel rarig gebruik? Ek praat nie van 'n oorlog nie, ek praat van overal in Jesus se tyd. Hulle het hulle gevat en druk hulle rokke in hulle belt in, sodat hulle kan hardloop. Dis wat hulle gedoen het. Soos in hulle hardloop vir 'n doel. Soos wat hulle gedoen het, is hulle het alles ingedruk, hulle nie loshang het, hulle trip oor hulle rok nie. Kyk, want hulle kan nie hardloop nie. So wat hulle gedoen het, is hulle het ingedruk, sodat hulle bene kon wys. Nie omdat hulle mooi bene gehad het nie. Vrouens, stop het. Kyk, omdat hulle gehardloop het. En die Here kom met dieselfde konsep vir my en vir jou, en hy verduidelik vir ons, hy sê, kan jy asseblief net alles in jou belt intak, sodat ons kan vorentoe beweeg? Kan jy asseblief jou gedagtes in lyn kry met my woord? So hy kom hier, hy sê, daarom gord julle lende van julle verstand, wees nigter, letterlik en figuurlik, okay? Han sê hy, nee, ek dink hy bedoel meer geestelik, maar in elk geval, kyk, wees nigter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van, wanneer kan ons verstand tak? Alleenlik wanneer kom by die openbaring van Jesus. Nie die openbaring van wat mense aan my gedoen het nie. Ek gaan dit weer vir jou sê. Jy gaan nie nigter word, jou verstand gaan nie meer helder word, hoe langer jy kwaad is vir goed wat gebeur het in jou kinderdae nie. Jy gaan nie beter word, jy gaan suur word, jy gaan bitter word, jy gaan hard word, jy gaan lei na depressie toe, na woede toe, na dood toe, na seer toe, na verwerping toe. As jy verstaan dat soos Christus is, so is ek. Ek is vry, nie omdat Rudy so gesê het nie, omdat Jesus se bloed, daai wat Jassie gedeel het, daai selfde bloed, is dat ons moet ons herinner, dis dit wat my vrygemaak het. En geen mens kan my weer vasbind, behalwe as ek jou nie wil, my belt intak nie. En baie keer hou ons van, en ek wil ons dra soos daai hoed wat ons dra, as dit kom by die as jy gaan jag, so lekker, of cricketjol, dis so hoed. En ons almal hou dit, ons hou van langer, daar het lyk so 'n Meksikaanse hoed, jy het toch gesien? Ons is sikkes aan. Okay, so dra die meeste Meksikaanse hoed, hoekom? Want ek love dit, mense moet weet my seer, mense moet weet wat mense aan my gedoen het, almal moet weet dat sy my lewe is darm man, regtig lekker nie,
Was jy al daar gewees? Kijk, ek was fisies al daar gewees, okay? Almal nie verstaan, my lewe was maar regtig sakkie op 'n tyd. Here, just come on man, kan jy jou hoed net afhaal, net alles indruk en intak? En begin besef dat soos Christus is, soos jy, want jy gaan nooit wees wat jy moet wees, omdat mense jou jammer kry nie. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Simpatie is lekker, maar het verander jou nie, het versleg jou. Ons het vir tyd nodig, dalk om te sê, yes, ek's jammer om te weet wat gebeur het. Maar God roep jou vir meer. Maak dit sin vandag? Ja. Dankie, ek bly jy is daar, Chris. Okay. Soos wat hy sê, daarom gord julle lende van julle verstand, wees nigter en hoop, volkome op die genade. Wat is die gedeelte? Genade wat julle gedeel word by die openbaring van Jesus. So as jy nie verstaan dat daar genade is nie, gaan jy nooit in jou lewe kom op die plek van heiligheid nie. Ons sal nou net dit lees en verstaan hoe kom ek dit sê. Het is nog 'n bietjie vroeg om daai statement te maak, okay? Maar hy verduidelik eintlik vir ons dat wanneer jy nie die genade van Jesus verstaan nie, jy moet verstaan, ons het grace. En hy verduidelik dan of ons grace is nie daar, sodat jy hom kan misbruik nie. Daai grace is daar, dood eenvoudige rede, sodat jy op 'n plek kan kom, waar jy besef, okay, ek het 'n fout gemaak, maar ek kan nie aanhou bly waar ek is nie. As ons enige van daai 9 goed sien, en ons sien 8 van hulle wat foutief is, dan moet ek verstaan, wow, hierdie genade is van, ek bevind myself hier, maar ek moet teruggaan na die openbaarmaking van wie? Van Jesus. Weet jy wat is die probleem vir my van die kerk? En dit sluit my in. Ons het vergeet God is baie keer heilig. Ons vergeet wie hy is, man. Soos ons dink ons het te doen met ons vriend, of met iemand wat 'n ja-broer is. Nee, dis nie wie hy is nie. Hy het duisende jare voor die tyd beloof hy sal kom en mense vrymaak. Hy het toe opgedaag. Nog steeds nie geweet of hy die werk gaan doen nie. Toe doen hy die werk en hy staan op na die dood en nie is die dood kan hom terughou nie. Daai klink vir my soos iemand op wie ons kan trust bou. Dalk nie oor wat mense vir jou gesê het nie. En dis kom weer sê, wanneer ons geloof op dit bou, as ons regtig vertroue op daai konsep bou, lewe ons op 'n plek van wat? Van eer. Van heiligheid en eer. Ek en jy moet terugbeweeg na daai konsep toe. Gaan weer om laaste keer lees, ek gaan my sê, Rudy, sukkel jy? Nee, ek sukkel nie, ek wil net hê jy moet snap. Daarom gord die lende van die verstand, wees nigter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus. Is julle by? Soos Jesus is die oplossing en hy is die antidote vir jou probleem. Hy is al twee. OK, dan lees ons verder. Die ander gaan ek nie so herhaal nie, ek glo die ander is julle is nou so skerp dat julle ander net so gaan snap. OK. Dan sê hy, soos gehoorsame kinders, moet julle nie jou lewe inrig volgens die begeerlikheid wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. So hy verduidelik vir jou baie mooi hierdie konsep. So hy sê, luister, jy moenie val in die plek van sonde nie. Hy sê die genade is nie daar dat jy moet sonde doen nie. Baie keer sê mense, maar die Here ken my hart, ek kom maar Sondag. Die Here ken my hart. Dis nie wat daai skrif vir jou sê nie, hoor. Dan moet jy Bybel in plaas van so lees, okay? Jy lees hom onderste bo. Weet jy wat is die funnieste? Ek het nog nooit mense gehad wat meer skrif na my kant toe gegooi het as wat hulle wil sonde regverdig nie. Ek het nog nooit, ek beloof vir jou. Mense as hulle by iets quote, is omdat hulle wil eintlik iets quote dat hulle sonde kan regverdig. Die Here sê, mag jou sonde nie jou openbaarmaking wees nie. Maar mag Jesus die openbaring wees. En dan sê hy, terwyl Jesus die openbaring is, maak seker
dat jy nie na wat hardloop. Hy sê, wat moet ons wees? Ons moet gehoorsame kinders wees. Julle sal nie weet wat het is in vandag se tyd, julle bestaan nie meer nie. Okay, nee, ek sê so. Dis nou drie, maar gehoorsame kinders, dit is, verstaan die Here sê, luister nie, daar's niks lekkerder as dat ouers net saamwerk nie. Daar's niks lekkerder as dit nie. Daar's niks lekkerder as dit. It's amazing, ons span en ons eenheid. En die Here sê, kan jy net deel wees van my eenheid? Kan jy net deel wees van dit wat ons, kan jy net saam mee beweeg? Weer terug vanoggend, en ek het eintlik vergeet dat ek het gesê, hy sê, waar jy gesê, van, where there's unity, God commands a blessing. Gehoorsaamheid bring ons in eenheid met God. Dit bring ons in eenheid met God. Want sê, ek hoor wat die Here sê, ja, maar Here, u weet nie, onthou Here, verwerping, onthou Here, yes, Here, ek het seer, onthou, en dis, ek sê nie, is nie realiteit nie, kerk, dis wat ek vir jou sê nie, ek sê nie, jou seer is nie reël nie, ek sê nie vir jou seer is nie wie jy is nie, jy is meer as dit. Ek sê nie, jou seer is nie reël nie, al wat ek vir jou sê, jy is meer as jou seer. Want as jy na soldate kyk, gister toe wys my broer my iets so cool, staan ons, ek kan nie ou se naam nie noem nie, maar in 'n geval, nou kruis het hoeveel plekke geveg in sy lewe, en hy het so 'n hele muur vol messe, en daar's 'n skroewedraaier daar tussenin, en regtig so 'n mooi kas gebou. En my broer sê, jammer dat ek jou vra, maar wat se collection is hierdie? Hy sê, nee, dis messe, wat ek al by mense afgevat het, die goed wat ek afgevat het, by al die mense wat my aangeval het. En dit is so 'n hele gas net vol goed, dit is 30, 40 goed. En sy dae van oorlog. En ek kan waarom, as ek hom vra, waar was jy raak gesny, dan gaan hy sy hemp so optrek en jy gaan merke sien. Maar die merke bepaal nie wie hy is nie. Dit wat hy afgevat het, die getuienis van die oorwinnings, dis wie hy is. Jy is nie jou snye en seer en pyn nie. Jy is meer as dit. Maar jy gaan moet toelaat dat die openbaarmaking van Christus vir jou realiteit word of vergeet mis. Maak dit sin? As jy so gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikheid van tevore in julle onwetendheid bestaan nie. Dan gaan hy verder aan, 15. Maar soos hy wat julle geroep het. God roep jou konstant. Wees in 'n plek van heiligheid, nie van sonde en gebrokenheid nie. En ek gaan julle nou prakties help hoe kan dit lyk. Nee, asseblief, jy is te vinnig vir my, Audra. Ek sê so vinnig, sorry. Ek weet nie hoe ek moet nie weer herhaal nie, maar daai is baie gou. Okay, hy sê hy wat julle geroep het en heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Hy sê en wat? Net 'n gedeelte, net as jy kerk toe gaan. O broer, halleluja. Maar as jy uitkom, dan loop hy woorde op my vrou, my maat. Ken dit? Sien dit? Maak dit sin? Nee, die Here sê nie, as jy kerk toe gaan, moet jy heilig wees nie. Hy sê, maar hy het julle geroep, wat heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Dit sluit in wat ek eet, hoe ek lewe, hoe ek dink, hoe ek dinge doen. So ruk terug. En ek moet dit bieg wat, dis eintlik elders se werk, ek het eintlik moes 'n week terug al vir julle gesê het. Maar dis my werk is helder, ek moet jou vertel waar my tekortkoming is, ek kan nie stil bly daaroor nie. So ek terug praat die Here met my, sê Rudy, die manier hoe jy kos sien en wat jy doen met kos, eer my nie. En ek sê altyd vir gesê, man, ek is die ou wat, ek weet wat brassery in die Bybel beteken, ek verstaan hierdie goed, en die Here sê, kos het 'n vashou in jou lewe. Dis nie, jy eet nie omdat jy wil gesond wees nie. Jy eet net omdat dit is amper so afgod. Dis 'n plek waar toe jy hardloop. En ek sê, joh Here. En in hierdie Here praat met my, en die Here vat my in 'n Bybelstudie in, waar ek hierdie goed begin sien, en hy sê, wow Here, ek moet regtig 'n shift maak.
So ek wil vandag vir jou sê, eerste plek wat jy verstaan, moet asseblief nie dink dat elke ou wat sukkel met sy gewig, is 'n ou wat in sonde is nie, maar dis ook nie die waarheid nie. Dis die sover as dit in die Bybel sê nie, asseblief wys dit vir my. Maar die Here verduidelik vir ons baie mooi dat kos, en so kan enigiets addiction wees. Enigiets. Of dit is dat jy die massive oues wat net hou van spoed en jaag met jou motorfiets, of wat ook al jy doen, dit kan enigiets wees, okay? Maar die Here praat met my en sê, jy het 'n alternatief gekry. Jy lê nie jou kop altyd by my neer nie, gaan soek 'n alternatief. En in hierdie proses kom ek agter dat daar's 'n gedeelte van my lewenswandel, of nog 'n gedeelte in my lewenswandel, wat ek die Here in mis. En dis kom weer sê, die Here roep jou tot 'n volheid. Hy wil nie net op 'n Sondag wees nie, maar hy wil wees jy met jou vrou praat, met jou kinders praat, die manier hoe jy besigheid doen, die manier hoe jy kollegas werk. God sê, ek roep jou tot heiligheid in jou hele lewenswandel. Maak dit sin? Volgende en Adrian, die gaat ons. Omdat daar geskrywe is. Dis funny, hy sê nie geskrywe was nie, want hy verwys na van die profetiese woorde hier wat in Levitikus staan. Vir die wat nie geweet het nie, maar dis 'n verwysing na die Ou Testament toe. Hy sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Soos wat die Here eintlik sê is, kan jy net Christene se name ophou, want as jy my van kry, wat Christus meen, the anointed one, kan jy ten minste net so ook lyk. Almoes nou tjie stil. Kan ons lyk soos Christene? Dit is maklik om Christendom te praat. Ek moet vir sê, ek dink ek al ooit in my lewe tot op die plek gekom waar konstant daar is nie. Dit is 'n tyd waar dit goed gaan. En dis hoekom Christendom so lyk. Hoor? Dis iets wat jy moet word wat jy nie kan wees nie. Al wat jy moet toelaat is dat die drywe gepres word, sodat God kan doen wat hy moet doen. Dit meen alles moet uitgepres word, van jou seer, van jou verlede. Baie keer sê jy, ja, maar ek wil nie oor my verlede praat nie. Dan is dit nog heeltemal uitgepres nie. Maak dit sin vandag? En dit bring ons op 'n plek waar dit so maklik is om te deel met die mense wat ons seer gemaak het. Ek weet daai is 'n nerve. Om ons dit maak dit so maklik om met mense te deel wat ons seer gemaak het. Hoekom? Want ons weet dat dit was eintlik net die vyand se plan om ons weg te vat van die plek van die Here af. So dis al wat dit is. Dis niks meer nie en dis niks minder nie. Nee, maar verstaan jy, dit was sy wat dit gesê het, of dit was hy. Maak nie saak wie dit is nie. Dis eintlik die een agter hulle, die een wie hulle hart gegryp het. En pas op, want daai selfde is besig om jou hart te gryp. Jy kom dit net nog nie agter nie. Jy dink jy's eintlik in 'n beter posisie, jy's in presies dieselfde posisie. Maar dieselfde wat hulle beet gegryp het, is jy wat besig is om jou hart te gryp. En dis Satan homself. Mag die Here ons help, dat ons hierin uitstap. Soos hoe bly ons in 'n plek van heiligheid? Yes, ek so bly julle vra. Hoe bly ek in 'n plek van heiligheid? Nehemia, dis die praktiese einde, dit gaan baie gou wees, hier is 'n minuut, exercise. Hoe bly ek in 'n plek van heiligheid? Hoe bly ek daar? Eerste een is om te weet wie ek is. Nie wat ek moet word nie, dis wie ek is. As jy nie kan heilig word nie, en ek praat van nie heilig word van jy moet harde probeer nie, dis nie wat daar staan nie. Hy sê, dit kom in die openbaarmaking van Christus, okay? Ons moet nie, dis iets wat ons is. Hoe kom ons daar? Deur om nie meer toe te laat dat die Satan ons van dit al wegvat nie. Ek laat nie meer hy 8 dinge my wegtrek van God se plan in my lewe nie.
En hoe doen ek dit? Adrian sê vandag jy daai weer vir my opsit. Daai ander en ek jou prentjie. Soos ek in eer is, laat ek nie toe dat vernedering my affekteer mee nie. Ek laat die vrees, blamering, verwerping, verdeeldheid, pyn, woede of dood. Laat ek nie meer toe dat dit my vashou nie. En al wat ek kan doen is, ek bly in Christus. So sodra verwerping my hart gryp, dan sê ek, wow, ek ken jou. Jy kom van Satan af. Ek weet wie jy is. Here, dankie dat U nou my vry maak van hierdie. Want U het dit reeds gedoen 2000 jaar terug. Help my dat ek dit verstaan nou. Laat ek die openbaarmaking van U sien, sodat verwerping nou kan verdwyn. Dat ek weet ek belong aan U, en ek hoef nie te belong tussen hierdie mense nou nie. As dit 'n plek is waar jy op 'n plek kom van vernedering, dat is soos, man, hierdie mense verneder my, maar maak nie saakie. Want die Here sê, as jy wel my verneder, sal hy my verhoog. Dis alleenlik wanneer jy verstaan dat jy heilig is, dat jy dit kan glo. As jy nie verstaan jy is heilig nie, gaan jy probeer na toe werk. O ja, ek moet dit word. Ja, ek hoop ek kan dit wees. Weet jy wat laat my dink? Laat my aan skilderye, die Renaissance skilderye dink, van hierdie hand wat so gryp na die Here toe. En net, jy sien daai skildery vir die res van die lewe, maar niemand gryp ooit niemand se hand along the way nie. Soos vir 3000 jaar staan jy net so na die Here toe, en hy staan net so, en daar gebeur niks nie. And that's the church. Want daar is gryp op sy hand en sê, hy's 'n God wat saam my stap nie. Hy sal my nooit verlaat nie. Ons laat toe dat ander mense en omstandighede ons vertel, hy is daar ver. Dis hoekom baie keer mense sê, die groot man daarbo. Hy kan nie net die groot man daarbo wees nie. Hy moet jou pa wees, jou man wees, jou lewe wees, jou antwoord wees, jou rigting wees. Hy kan nie net die almagtige persoon daarbo wees nie. Hy's baie meer as dit. Moet nooit toelaat dat iemand jou skuif van die plek van heiligheid af nie. As jy hierdie woord verstaan, gaan ons eisters van Christene hê. Eisters van Christene. Dis hoekom 'n ou soos Paulus nie net gaan hy net in 'n hoek as almal teen hom gedraai het nie. En hy sê soos, kyk wat doen hulle aan my. Kyk wat sê hy van my. Petrus, jou stoute ding. Hy het nie gedoen nie. Hy sê, Petrus, gaan maar jou way, man. Ek weet waarvoor ek geroep is. En nou kos dit my lewe. Ek behoort aan God, nie aan mens nie. Ek behoort aan God en nie aan mens nie. En dan het jy die gevoelens teenoor mense nie. Hoekom nie? Want dit is nooit die mens nie. Dit is altyd Satan. Maak dit sin? En dan sê jy, moenie duiwel agter die bos gaan soek nie. Hy is nie agter die bos nie. Hy's oral. Okay? Wat doen jy agter die bos? Hy is nie agter die bos nie. En maar nou net jy gaan aan mense toe soos, ek weet jy sou die duiwel besete, en dis hoekom jy dit sê, asseblief. Dis definitief nie wat ek sê nie. Maar, want weet jy wat gedoen ons? Ons laat toe dat vyand in ons hart ook werk. Baie keer word mense seer gemaak om ons, en dis altyd, as daai goed plaasvind, dis die werk van Satan, wat ons uit die beeld van God verdraai. En dis wat het is. Kom ons bid saam. Ek wil vra om op te